Baie dankie aan die aanbiddingsspan. Dink julle nie hulle het goed gedoen vanoggend nie? Goed van hulle taak gekwyt. En ons vertrou die Here dat ons sal alle groei. So Jaco, dankie vir Jaco wat hy kom saam met my daar uit Pietersburg uit en dankie vir jou tyd en energie om bietjie in hierdie ouens se lewens te belê. Vandag wil ek met jou praat bietjie oor aanbidding. Ek gaan nie 'n PowerPoint hê nie. Ek wil uit my hart uit praat en ek glo dat God in jou hart iets gaan doen vandag. Ek gaan bietjie stories uit my eie lewe uit vertel. En partykeer soek ons 4 punte, maak so. En dis wat aanbidding beteken, al hierdie Griekse en Hebreëse woorde waaroor ek nie wil praat vandag nie, want hier is 'n spesialis wat die Grieks en die Hebreëus baie goed ken vandag. En al hierdie verskillende woorde uit die Ou Testament uit, maar wat is daar in ons lewens wat nie verander het as ek nou moet vat oor kerk lewe het baie goed verander al vanuit die Ou Testament na die Nuwe Testament en dan ook na die moderne kerk toe. Nou ek het groot geword in Springs op die Oosrand. Ek lag vanoggend toe ons al binne sit en bid, toe lê daar 'n klein springkie nogal daar langs my. Net om my te herinner waar ek vandaan kom. Ja, ek het hom nog hier ergens. Maar hoe ons begin het en ek kan onthou, daar was net 'n orgel en 'n koor en my maale wat begin sing het. En in die tyd wat ek in die AGS kerk Spring Sentraal, toe is daar dromme, toe sê het, hier's dromme in die kerk. Van die mense teen dit geskop en van dit het gesê, dis wat ons nodig het. En later toe kom die elektriese gitare. Die Here moet ons help. Ons het 'n pastoor gehad, hy het gepraat van 'n klinknaalbroek, kan julle dit onthou? 'n denim. Sê, julle gaan nooit in die hemel kom met daai broeke nie. En 'n klomp goed het verander. Nou staan ek met 'n klinknaalbroek en preek vir julle vandag. En maar wat het nie verander nie? Wat is die basis van aanbidding? Wat is dit wat God by ons soek? En die wêreld het iets, ek dink een van die grootste goed wat verander het, is die wêreld maak so groot aanspraak op ons tyd. Die skool wil 100% hê, die werk wil 100% hê, die pastoor wil 100% hê. Ek weet nie, is dit so? En almal soek 'n deel van jou aandag en 'n deel van jou tyd. Iemand het eendag gesê, busyness isn't of the devil. Busyness is the devil. Nou voor ek verder praat, gaan ek jou vra om gaan na die persoon langs jou toe te draai en sê vir hom, ek's lief vir jou en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Ja. Ek hoop nie hier's 'n klomp verliefdes sien en dis die eerste keer wat jy dit kan sê vandag nie. Die pastoor het gesê ek mag vir jou sê. Ons gaan nou uit vandag, ja. Iets in Dawid se lewe sien ons dat Dawid, hy het aanbidding met God geleef en die priester kom en sê, een van jou seuns moet koning gesal word. Nou kom hulle almal een vir een uit en 'n groot en 'n fris en 'n sterk en sê, is nie hierdie een en is nie die een en is nie die een. Dis die een wat daar by die skape wag staan. Dis die een wat God aanbid, dis die een wat naby aan God is, dis die een wat gereed is. Toe Goliat kom en hy wil moeilikheid maak, toe sê hy, man, ek hoef nie te gaan vas en bid vir 6 weke nie, tot ek reg is nie. Hy was dadelik reg, want hy het 'n lewe van aanbidding gelewe. Maar Matteus 22 vers 37, kom iemand na Jesus toe en hulle vra van wat is die groot gebod? En hy sê, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand. Wanneer dit by aanbidding kom, is dit waarskynlik die kruks van alles. Het jy God regtig lief met alles in jou? En dit waarvoor jy lief is, dit waarvoor jy jou tyd aan spandeer, dit wat jy aanbid, word jou God. En ons besef dat selfs in die Ou Testament die Israeliete, God se uitverkore volk, kom op plekke waar hulle God aanbid en lofliedere sing, maar hulle het so hier 'n side hustle, as ek dit amper so kan sê, net ietsie anders wat ons ook wil aanbid. Moses gaan teen die berg op, terwyl hy daar God se wet gaan kry, wat doen hulle? Hulle bou 'n kalf.
Die van julle wat nie die storie ken nie, hulle staan onder en hy bly weg en hy bly weg. Hy het by God iets gaan hoor, maar terwyl ons nou hier onder staan, bring vir my julle oorbelle, neusringe, hangertjies en al die goed, ons smel dit, dan maak ons 'n goue kalf, en hulle dans dalk om die kalf, en hulle maak vure, en hulle begin hierdie afgod te dien. Mense wat weet wie hulle God is. Vandag is die kerk ook vol sulke mense wat sê, ons met ons monde bely ons, Jesus is die Here, maar as ek by die deur uitstap, en ek is in 'n ander omgewing, dan is daar dalk ander afgode, wat in my lewe tevoorskyn kom. En dit is wat my verhinder, dat ek God waarlik kan aanbid. So ek kan vir jou 6-7 stappe gee, hoe kan ek God aanbid aan al die betekenisse, maar vandag wil ek jou draai in 'n rigting, wat jy sê, jy kan nie God waarlik aanbid, tot jy met die afgode in jou lewe gedeel het nie. En ons leef in 'n tyd, en ek is oortuig daarvan, 'n narcissisme was gewoonlik 'n breinsiekte wat jy gehad het. Deesdae is dit 'n sosiale siekte. Want alles draai om almal self. Ek moet op Facebook wees en ek het nou 700 navolgers en ek het soveel, en die hele tyd doen ek iets en ek kan, terwyl ek hardloop en ek wen en ek staan op die podium, ek kan nie wag om dit op Facebook te sit nie. Ek sing 'n liedjie ergens, ek kan nie wag om dit op Instagram te sit nie, want iemand daar buite moet my laat beter voel oor myself, en dis wat 'n afgod doen. Jy dink hy laat jou beter voel. Jy dink, jy wil voel, ek behaal iets in my lewe. Miskien is dit jou kennis wat 'n afgod is, al jou grade wat jy het, dit wat jy in die lewe bereik het. Op pad hiernatoe kyk ons met 'n pastoor, en hy vertel van 'n vriend in die gemeenskap, ook 'n leraar, 'n dominee, wat hom groet, en hy sê, jy kan my maar noem oom, of dokter. Is dit reg, Jaco? Het hy gesê dokter of professor? Ek kan nie onthou nie, een van die twee. Hy sê van my, jy kan my maar noem oom of professor. En dadelik voel ons, maar jy dink jy is beter as ek, jy dalk 6 grade, en dit word soms jou afgod, te trek die fokus, en dadelik is daai gesprek onder druk. Jesus, die seun van God, hy kom dien mense, en hy verneder homself. So hier kom die wêreld, hy trek jou aandag af jou werk. Dit kan selfs jou kinders wees, meneer, mevrou. Hulle moet net die beste doen, hulle moet net eerste span speel. Hulle moet asseblief net, Here, maak net, dat my kind net eerste span speel, dat hy net ten minste sukses van sy lewe, ten minste 4 onderskeidings. Jy weet, ons dink, dit is wat vir ons sukses gaan gee. So wat ons doen is, ons maak dit vir ons kinders moeilik, want ons sit 'n hoër premie op dit, as wat dit is. Ken my kind die Here? Is my kind lief vir die Here? Ek het nie gedink om te vertel nie, maar gister moes ek gou terugry Pietersburg toe. Ek het 'n jong dametjie se troue gaan doen. Ek het haar pa se begrafnis gedoen 10 jaar terug. Ek vra vir hoekom wil jy hê ek moet jou trou? Sy sê nee, jy het my pa begrawe 10 jaar terug, maar nietemin. Op pad huis toe bel ek my seun toe, vra ek vir hom, wil jy nie saamkom nie? Ek wil jy moet saam met my ry, ons kan 'n bietjie gesels op pad hiernatoe. Maar ek vertel die storie, hy is hierso. Hy was so 3 jaar oud gewees. Ons bly in Pretoria en ons sit op die bed, en ek het my hele lewe lank gesê, ek wil nie vir my kind 'n pastoor wees nie, ek wil net vir my pa wees, ek wil hom net lief hê. En hy sit op die bed en ons sien, hy maak so met sy hande. Ons so groot dubbelbed gehad. En my vrou vra van, wat doen jy nou? Hy sê, nou, I'm giving my life to Jesus. Op 3-jarige ouderdom. Ek wil hom nie op die spot sit nie, maar hy dien die Here vandag nog. Hy lees sy Bybel elke aand, en ek is baie trots op hom, en ek is so bly, hy is hier. Nou, hy dalk ook so hier en daar 'n ding, maar boy, I'm sorry, I don't want to expose you, maar hy dalk ook 'n ding wat sy aandag aftrek, en dis sy 9mm pistool wat hy het. En my ander seun het ook, hulle doen sportskiet, en miskien is dit jou goed wat jou aandag aftrek, maar jy kan dit tog geniet, en ons wil dit doen, maar wat is daar in jou lewe, soos met die Israeliete, wat, miskien is dit dalk nie so erg nie, jy besef dit nie, wat jou aandag van God aftrek? God is op die berg, hy praat met Moses, en ek is ongeduldig. Ek wil iets met my oë sien, ek wil aan dit kan vat. Ek het die beste smartphone. Het jy die
200 gig een, ek het die 500 gig een, verstaan jy? Het jy die 2.2 liter turbo, ek het die 3 liter turbo bakkie, en hierdie goed praat, en dit laat ons beter voel oor onsself, maar dis wat afgode doen, hy wil jou laat beter voel oor jouself, en hy trek jou fokus weg, van God af, en al hierdie goed is goed, ek sê nie ons moet dit nie hê nie, maar daar's 'n kompetisie, vir jou aandag en vir jou tyd. Waar begin ek en jy vandag, wanneer ons praat oor aanbidding? Hoe kry ons die kerk om te aanbid? En ek moet vir julle sê vanoggend, dit wat ek hier beleef het, ek het daar gestaan met trane in my oë, sê ek, dankie Here. Partykeer dink jy wil dalk daar in Amerika wees met Hillsong, en ons sien na hierdie plekke waar daar 1000, 2000 mense sit. Ek het vanoggend hier die Here beleef, soos op enige ander plek. Want ek het gekom en gesê, Here, ek gaan preek vanoggend, maar wil U nie iets met my doen ook vanoggend nie? Wil U nie iets in my hart werk nie? Ek gaan verby die goedjies kyk wat dalk my aandag aftrek, en is dalk bietjie hard of bietjie sag, of die een, ek hoor nie my vrou sing nie, of wat ook al dit mag wees. Dan sê Here, ten spyte van al hierdie goed wat so raas om my, ek wil nie 'n goue kalf bou in my lewe nie, ek wil my fokus op U hou. Ek kom uit 'n gesonde huisgesin uit, so gesond as wat 'n mens kan kry, wat ek nou dink in my eie kop, ons het ook maar ons uitdagings gehad. My ma en my pa dien die Here, toe ek 3 jaar oud is, kom hulle tot bekering in 'n Pinksterkerk, en ek ken nie hulle ou lewe nie, al wat ek weet is 'n ma en 'n pa, wat lief is vir die Here. En ons almal gaan kerk toe elke Sondag, en is net lekker, en ma en pa is lief vir mekaar, en elke Desember gaan ons op vakansie, dit is wonderlik, en daar's 'n roeping op my lewe, ons sing in die orkes, en ons as 'n gesin, sing by kerke, sweef soos 'n arend, kan jy dit onthou? Sweef soos 'n arend, want sy, maar ek wil vir jou sê, na die 20ste keer, wil jy nie meer sweef soos 'n arend nie, verstaan jy? Jy het nou genoeg gehad. En my pa was so trots op ons kinders, as ons so saam sing, en ek kom uit 'n gesonde huis uit, en my pa en my ma is nog steeds lief vir mekaar, hulle sit ook soms vas, en ek kom op 'n plek waar ek dink ek is oulik. Ek het niks met dit te doen gehad nie, dit is net God se genade. Nou kom daar mense, en dan het hulle 'n probleem met hulle huwelik, en dan dink jy, ag nee man, gaan net kerk toe, en sê vir die Here, dan sort jy dit uit, dis mos nou maklik. En ek is onsympatiek met mense, en ek is in 'n mate dankbaar vir my ma en my pa, wat hulle gedoen het in die kerk waar ek was. Maar dit trek soms my aandag weg van, eintlik wie die kruks is in my lewe, Jesus Christus. En ek trou met die wonderlikste vrou, maar sy het nie dieselfde agtergrond as ek nie. En ek dink, kom net deur dit man, sorteer jouself net uit. En ek is onsympatiek. En iets wat gebeur is, so 'n bietjie trots, kom in jou lewe. En 'n bietjie trots is genoeg, om vir jou baie moeilikheid in jou lewe te maak. Trots trek jou weg van God af. Jou eie oorwinnings wat jy behaal in die lewe, die goue medalje, wat jy gekry het vir die 400 meter of die 800 meter of hoe ook al. Vanaand as ek in my bed klim, is ek eensaam en alleen, dan beteken daai niks nie. En ek kom op 'n plek, ek sê, Here, ek verstaan nie my vrou se pyn nie. Haar pa en ma het geskei toe sy 15 jaar oud was. Hulle was 4 kinders. Pa is weg, uiteindelik is haar pa oorlede aan lewerversaking. En ek het nie simpatie en empatie met dit nie, want ek dink ek is great. Ek het hierdie wonderlike ma en pa, en ek kom uit die kerk uit. Ek het nooit gerook en drink nie. Ek het eintlik gedrink 1 keer in my lewe. Ek was 6 jaar oud. Toe kry ons 'n papsak in die hande. Ek en my neefie. Ons het nie gedink aan die nagevolge nie. Ek weet nie wat was seerder die volgende dag nie, my boude of my kop. En reg deur my lewe dink ek is net, ek het nooit rondgeslaap nie, ek het nie partytjies toe gegaan nie, en ek kom op 'n kol, ek sê, Here, ek wil beleef wat my vrou beleef. Here, vat alles by my, wat nie van U af is nie. Ek wil vir jou sê, wees baie versigtig, as jy dit vir God sê, want hy gaan dit vat, en hy gaan jou hart toets, en ek is vir omtrent 'n jaar in 'n woestyn in my lewe.
Ek begin daai pyn en hartseer beleef wat my vrou beleef. Ek begin die pyn te beleef wat ander mense om my beleef, wat dalk nie dieselfde agtergrond as ek het nie. En God begin goed uit my lewe uit weg te vat. En ek kan onthou, dan preek ek huil. As ek bid by die huis, dan huil ek. As ek in die kar ry, dan huil ek. En niemand weet wat gaan met my aan nie. En ons sekretaresse, Wanda, kom eendag by my. En ek's in die moederskamer, in die week, en ek sit daar en ek praat met die Here en ek huil. En sy stap en sy sê, het jy vir die Here gesê, hy kan alles vat? Ek sê, ja, ek het. En ek kom op 'n plek amper waar Dawid is, Psalm 51. Hy's in 'n donker gat. Maar dan besef ek hoe afhanklik ek van God is. In daai donker tyd, in daai donker plek waar jy in jou lewe is dalk die plek waar jy die Here moet begin aanbid. En dankbaarheid. All my life you've been so faithful. All my life you've just only been good. Weet jy dat God is goed vir jou, Andrei? Weet jy hy is goed vir jou? Jaco, jy weet hy is goed vir jou. Jy weet hy is goed. Omstandighede verander, maar wanneer ek kom op daai plek waar ek besef ek is so afhanklik van God. I thought I had it all, hierdie wonderlike groot word lewe van my. En dan sien jy jou broer se lewe val uit mekaar uit, en ma en pa, daar's moeilikheid, dan besef jy, ek kan eintlik net my hoop en my vertroue op God plaas. Ek het besef ek's nie so oulik as wat ek dink nie. En die grootste ding wat jy vir God kan gee is jou trots. Daai goed wat jy, daai afgode. Romeine 12 vers 1, ons ken dit almal, en dan sê hy, ek vermaan julle broeders by die ontferming af van God, dat julle lewe stel as 'n lewende, heilige offer, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dis hoe ek God aanbid. My liggaam. Ek kastei hom, ek laat hom vroeg opstaan in die oggend, sodat ek my Bybelstudie kan doen. Wanneer die son nog nie skyn nie en jy sê ek moet moeite doen met God, en gister toe oefen die ouens, ons is hier van 8:30 af, hulle is 2 uur gistermiddag eers hier weg. Ons het dradig reggemaak en Jaco het die ouens gehelp en ons het goed gekry sodat die kerk. En dit kos jou iets. Dit gaan jou liggaam, dit gaan iets aan die. Maar nou hoor net wat sê in die tweede vers hierso, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, wat ek vandag wil sê, is hierdie wêreld het 'n klomp afgode wat hulle dien. Facebook, ek sê nie dis verkeerd nie, maar wat jou tyd vat, jou tyd roof, jou eie eer, en ons moet almal opgeblaas wees, en ons kinders wil almal famous wees, soos hierdie sanger en daai rugby speler. Kry jou kind om te honger na God. Vir jou kind te sê, dis okay, ek sien jy het 70 gekry, ek weet jy wil 80 of 90 hê. Het jou kind die Here lief, 'n honger by jou kinders te wek, en ek dank die Here daarvoor. Ek het kerk net geniet, dit was vir my lekker, om saam met my ouers die Here te kon aanbid. Daar's 'n vrou by die put, in Johannes 4. Sy het niks om op te roem nie. Sy het 'n Samaritaanse vrou, Jesus mag eintlik nie met haar praat nie, dan sê hy, ek gaan met jou praat, wil jy nie vir my 'n bietjie water gee nie? Wat? Hy praat met my, en ek moet hom nog bedien ook nog. Haar lewe val uit mekaar uit. Dan sê hy, ek gaan vir jou water gee, wat ek wil hê jy moet drink. Wanneer jy alleen is, wanneer jy stikkend is, wanneer jy 3-4 keer al getroud was, en Jesus het dit geweet in haar lewe, hy sê, ek weet. En die een man by wie jy bly, is nie eers jou man nie. Kan jy dink, God weet van al jou nonsens, maar hy bly lief vir jou. Weet jy wat wil ek doen met so 'n Here? Ek wil hom net aanbid. Dis wat ek wil doen. So daai afgode moet jy van ontslaa raak in jou lewe. Jou eie ek, die trots in jou lewe, as jy daai goed, en dan moet jy net begin dankbaar word. Ek wil vir jou sê, as jy om jou kyk, ja, daar's uitdagings in jou lewe, en ek verstaan dit gaan nie altyd so goed. Maar God het 'n roeping vir jou lewe. Hy kom op 'n plek, nou aanbid die mense in die boek van Amos. Hulle is in die tempel. Hy sê, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle
aan julle feestydde nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Hulle wil God aanbid, hulle sing. Onthou, ek gaan weer terug. Jy kan die Here met jou mond bely, maar hoe lyk jou lewe? Hulle kom in die tempel en hulle sing. Hy sê, en iets gebeur, hulle doen nie wat God van hulle verwag nie. Hy sê, maar laat die reg, die goeie, aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. God wil eintlik hê, dat moet mooi uit jou lewe uitvloei, na die mense om jou. Nie hier by die kerk nie, by die werk, by die skool. Dit word jou aanbidding. Wanneer jy begin goed doen aan mense wat eintlik nie goed verdien in jou eie oë nie. Jy dalk sit vanoggend met pyn in jou liggaam. Is jy lus om vir die Here dankie te sê vir jou pyn? Miskien het jy druk in jou huwelik. Jy sê dankie Here vir die druk in my huwelik. Niemand van ons doen dit. Miskien sit jy in finansiële krisis. Here, dankie vir my finansiële krisis. Ek dank nie God vir my omstandighede nie. Ek dank hom en ek kan bid hom ten spyte van my omstandighede. Dawid in Psalm 48 waar hy sê, yet I will praise you. Hy sê, al hierdie goed met my vyande gaan dit goed. Hy sê, Here, maar selfs in die donker tye, yet I will praise you. Daar's 'n verhaal van Hanna. Sy kan nie 'n kind kry nie. Sy huil voor God, sy sit in die tempel en Eli, die priester, is by haar. Sy sê, ek kan nie. Ek wil gou vir julle, ek het dit vanoggend net gou hier op my foon oopgemaak. Hoor hierdie een woord wat sy gebruik, en dis miskien waar jy is vandag. In 1 Samuel 1. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Miskien voel jy vanoggend bedroef en dit voel of jy wil huil. Sê, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die elende van u diensmaagd aansien en aan my dink, en u diensmaagd nie vergeet nie, dan sal hierdie kind wat u vir my gee, sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe. Miskien voel dit vir jou soos, hy sit in die tempel en huil voor in die tempel. Die priester kom in en hy dink sy's dronk. Hoe kan jy al dronk wees die tyd van die dag? En sy vertel hom die storie van haar pyn en haar smaad. Vanoggend groet ek iemand hier. 'n Kind verloor 3 jaar terug in sy lewe. Kan ek in daai ook die Here aanbid? Kan ek in daai donker gat sê, Here, maar u bly goed? Jy sit dalk in 'n finansiële gat vandag. Jy sit dalk, dit gaan nie goed met jou skoolwerk nie, dit gaan dalk nie goed. Is jy bereid om in daai diep donker gat die Here te aanbid? Is jy bereid om al hierdie afgode in jou lewe, die selfone en die series is wat ek so baie kyk, ek sê nie dis verkeerd nie, maar daar's ook 'n beperking op dit. Dit steel en dit roof my tyd by die Here. Daar's tye wat ja, jy geniet dit en jy sit bietjie en jy ontspan, maar maak jy tyd in die oggend. Sit jy, sê jy, Here, hier's nog 'n offer, hier's nog iets wat ek moet offer in my lewe. Dan kan ek God aanbid, wanneer ek die afgode in my lewe begin neerlê. Miskien stap jy uit vandag en dan staan jy by daai mooi vol bakkie van jou hier buite. Moenie hom weggee nie, dis nie wat ek sê nie. Sê, Here, hierdie is nie waarop ek my hoop hou nie. Dankie vir dit. Maar u is my bron en u is my alles. En dan wil hy soos in Amos, al wat hy wil doen is, al wat God wil hê is, doen goed aan ander mense. Dis hoe jy God aanbid.
Sit by mense se voete. Vertel 'n laaste storie, 'n trokdrywer. In Amerika weet ons, hierdie manne wat so van die een kant van die land na die ander kant, of van die noorde na die suide ry, in Amerika is baie groot. Baie van hulle het maar 'n eensame lewe, dan het hulle 'n troeteldier by hulle. En hierdie man vertel die storie van hierdie hond wat saam met hom hier in hierdie trok ry vir ure en ure en ure. Dink jy dit is die hond se natuurlike habitat? Dink jy dis waar hy moet wees? Hy wil voëls jaag en rondhardloop en blaf vir katte en allerlei sulke goed. But he will give up everything to be with his master. Is jy bereid om enigiets op te gee om by God te wees? Om op 'n Sondag tyd te maak om kerk toe te kom, om op 'n Maandagoggend vroeg op te staan om tyd in die woord te spandeer, om alles af te sit om die tafel te sit saam met jou gesin, saam te eet en saam in hulle oë te kyk en hulle lief te hê. Are you willing to give up everything to be with your master? Dis aanbidding. En hierdie afgode in my lewe, en ek dink nie ons gaan dit ooit alles op een slag, maar soos ons in ons verhouding groei met die Here, dan praat die Here dalk vandag met jou oor hierdie, en dan môre oor daai. Kry die afgode uit jou lewe uit. Kry 'n dankbare hart vir wat jy het, ten spyte van die verliese in jou lewe, ten spyte van kinders wat jou grys hare gee.